Kom ons bid saam. Here, letterlik wêreldwyd word die geboorte van ons Here Jesus Christus vandag gevier. Dit selfs mense wat normaalweg eintlik nie aan die erg het nie, vind tog in hierdie dag iets besonders. Here, ons bid dat U dit vir elkeen van ons vandag 'n besondere dag sal maak. Nie omdat dit net gaan oor partytjies en klappers en al sulke dinge wat vandag geassosieer word met Kersfees, maar bovenal omdat ons weet dat ons vandag die geboorte van Jesus Christus vier. Ons bid dat U deur U woord dit ook vandag opnuut weer en op 'n besondere manier vir ons sal bevestig. Ons bid dat U vereer sal word in alles, in Jesus se naam. Amen. Voordat ek lees, ons het so 'n paar sondae terug, toe ons met Matteus 2 besig was, gesien dat die vrede wat ons assosieer met Kersfees eintlik 'n vreemde tipe vrede is. Ons het daar gesien hoe dat seentjies van onder 2 jaar doodgemaak word deur die wrede Herodes, in die hoop dat hy iewers in die proses ook vir Jesus dan sou doodgemaak het. Onskuldige kinders het ons gesê word om die lewe gebring en die babietjie Jesus bly leef. Dit alles terwyl die engele aangekondig het dat die tyd van vrede gearriveer het. En ek wil vandag in 'n mate aansluit met daardie tema, en ons gaan dit doen deur te lees uit Romeine hoofstuk 13 vanaf vers 8 tot 14. Romeine 13 vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie: jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet julle lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus leef en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Geliefdes, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Dit was die engele se boodskap aan die wêreld die dag toe Jesus Christus gebore is. En tog kan ons vandag nie anders as om te wonder, wat het geword van daardie vrede waarvan daar gepraat is nie. Ek hoor 'n paar dae terug oor die nuus, maar julle weet daarvan, mense hoor dit maar die hele tyd, ons gewaarsku word in die Kerstyd, dat daar 'n toename in ongelukke is, dat daar 'n toename in aanrandings is, in diefstal en ander misdaad in die Kerstyd. En iewers rym dit net nie vir ons nie. Hoe is dit moontlik dat die vredesboodskap wat die engele gebring het met die koms van Jesus Christus in ons lewe vandag
geassosieer word met die boodskap van misdaad en gewelddadigheid en korrupsie en gruisame motorongelukke. Iewers wil die twee goed net nie met mekaar versoen word nie. En tog, geliefdes, en ek weet dit klink 'n bietjie vreemd as ek dit sê, maar wil dit vir my lyk dat dit eintlik iets is wat ons oor moet bly wees. Kom ek verduidelik. Die spanning tussen die Kersboodskap, die boodskap van vrede en die realiteit wat ons in die alledaagse lewe mee te doen het, die realiteit van oorlog en vyandskap en haat wat meeste van ons nuusberigte oorheers. Daardie spanning is noodsaaklik. Want eintlik sou dit tragies gewees het as daar nie iets totaal nuut, totaal anders op daardie eerste Kersdag gebeur het nie. Dit sou verskriklik gewees het as Jesus se koms maar net gebeur het en niks in die wêreld het eintlik verander nie. Niemand het hulle ore gespits rondom die koms van die Here Jesus nie. Daar's 'n kontras tussen die wêreld sonder Christus en die wêreld met Christus, waarvan ons moet kennis neem. En daardie kontras moet baie duidelik word in die wêreld. Met Jesus Christus se geboorte kom die ware vrede op 'n radikale wyse na vore in die wêreld. Die verskil tussen Jesus Christus en die wêreld wat ons ken, is nie daar vanweë 'n gebrek aan vrede van God se kant af nie. Daai verskil is juis omdat die vrede van God en die vrede wat ons vereenselwig met die geboorte van Jesus Christus so anders is as die liefdeloosheid wat ons in die wêreld mee te doen het. En hier in Romeine 13 kom Paulus en hy vestig opnuut ons aandag op daardie verskil tussen God en die wêreld. En hy doen dit deur gebruik te maak van terme, byvoorbeeld lig teenoor duisternis, dag teenoor nag, om vir ons iets te laat verstaan van die verskil tussen God en die wêreld. Ons lees daar in vers 12, die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Daar waar die sonde nog heers, daar waar die sonde nog in beheer is van alles, daar is 'n pikdonker nag. Daar waar Satan in beheer is, kan dit nie anders as om duisternis te wees. Maar daar waar Jesus Christus in beheer is, daar, sê Paulus vir ons, daar is dit dag. En tog, as ons nou regtig eerlik wil wees met onsself, dan lyk dit vir ons asof dit rondom ons eintlik meer duisternis is as wat dit lig is. Mens lees die nuusberigte, jy hoor die nuus oor die radio of oor die televisie en keer op keer word al die nuusberigte eintlik aan oorheers deur slegte nuus. Ons hoor van die verskrikking van oorloë op baie plekke in die wêreld. Ons hoor van transitoerhoofdtogte. Ons hoor van kindermishandeling. Ons hoor van aanvalle op onskuldige mense. En dan gebeur dit so maklik dat ons naderhand iets van 'n siniese uitkyk op die lewe het. Asof ons by onsself dink, maar hierdie boodskap oor die lig wat gekom het, hierdie boodskap oor die vrede wat gekom het, is eintlik maar net 'n klomp nonsens. Want oral rondom ons sien ons nag, ons sien die duisternis raak, ons sien alles behalwe vrede in die wêreld. Ek sê dis maklik om so
'n siniese uitkyk op die lewe te ontwikkel. Maar geliefdes, vir die Christen kan dit nie so wees nie. Daar bestaan nie vir ons iets. Toe Jesus Christus gebore is, het die wekker gelui om 'n nuwe dag aan te kondig. Op daardie dag, op daai eerste Kersfees, het God laat weet dat die skeiding tussen nag en dag aangebreek het. Op die eerste Kersdag het ons iets van die rooi skynsel in die ooste gesien, soos die son begin opkom het, om vir ons te sê dat die dag op hande is. My broer en suster, God se tyd loop vorentoe, dit loop nie agtertoe nie. Dit is nie besig om al hoe donkerder te word, soos wat ons baie keer geneig is om te dink nie. Dit is besig om al hoe ligter te word in die wêreld. Kersfees is vir ons die belofte dat die wêreld nie gaan eindig in duisternis. Die wêreld is op pad dat die volle deurbreking van die lig. Daardie dag, wanneer alle duisternis deur die lig uitgewissel word. Onthou julle nog, toe ons met Openbaring besig was, daai wonderlike belofte, Openbaring 22 vers 5, daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Broer en suster, dit is waarheen ons op pad is. Die engele se boodskap aan die herders was, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Reeds 2000 jaar gelede het die lig in die donker begin deurbreek. En ons staan vandag in die oggendskemering van die tyd. En ons weet, daar is nog soveel tekens van die nag rondom ons. Ons weet dat daar nog baie skaduwees is in hierdie wêreld waarin ons leef. Maar ons weet ook, die koms van die dag van die Here is 'n voldonge feit. En ons kan weet dat die duisternis elke dag 'n bietjie minder word. Dat die lig elke dag 'n bietjie meer word. Paulus roep ons hier in vers 11 op om gereed te wees om die dag tegemoet te gaan. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Nou in die Nuwe Testament is daar 'n paar woorde wat gebruik word wat ons met die woordjie tyd vertaal. Die woord wat hier gebruik word is 'n woord wat baie van julle waarskynlik al gehoor het. Dis die woord kairos. Baie bekende woord wat ons ook in Afrikaans baie keer gebruik. En kairos dui vir ons eintlik op 'n oomblik in die geskiedenis wat van deurslaggewende belang is. Dit gaan nie met ander woorde net oor normale tyd, dit wat jy op jou horlosie kan sien wat gebeur of op 'n kalender kan sien wat gebeur nie. Maar dit gaan eintlik oor daai moment, daai oomblik wat iets gebeur het wat die wêreldgeskiedenis verander. En dit is wat gebeur het met die geboorte van Jesus Christus. Niks sou ooit weer dieselfde kon wees nadat Jesus gebore is. Die nuwe dag het met die geboorte van Jesus Christus aangebreek. En ons word opgeroep om hierdie deurslaggewende gebeurtenis te herken. Ons moet dit herken vir wat dit is. Dat iets daardie dag of daardie nag in die stal gebeur het wat die wêreldgeskiedenis verander het. En as jy gaan kyk in die Bybel en met Jesus se bediening op aarde, dan is dit juis een van sy groot probleme wat hy gehad het. Onder andere met die inwoners van Jerusalem. Dat hy gesê het, julle was nie in staat om daardie oomblik, daardie moment wat alles verander het. Julle was nie in staat om dit te herken nie. Lukas 19 vers 44 lees ons, hulle sal jou met die grond gelyk maak
en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd, die kairos, toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. En in Lukas 12 vers 56 sê Jesus weer, huigelaars, julle weet hoe om die voorkoms van die aarde en die lig te beoordeel. Hoe is dit dan dat julle nie weet hoe om hierdie tyd, hierdie kairos, selfde woord wat weer gebruik word, te beoordeel nie? En wat Paulus dan hier in Romeine 13 doen, is om vir ons te sê, om nie hierdie kairos moment mis te kyk nie. As Kersfees dan die wekker van God is, om aan te kondig dat die nuwe dag aangebreek het, broer en suster, dan mag ons nie maar net ons hand uitsteek en die snoesknopie druk en omdraai en verder slaap nie. Ek weet, dit is lekker in die vakansietyd om so 'n bietjie later te slaap. Nie nodig te hê deur 'n wekker wakker gemaak te word nie. Maar op geestelike gebied mag dit nie met ons gebeur nie. Ons kan nie God se oproep ignoreer as hy vir ons sê om wakker te word uit die slaap nie. Ons kan nie bloot ons rug op die lig draai en eintlik vir onsself sê, dit is eintlik nog nag, ek gaan verder slaap nie. Want dan maak ons, asof Kersfees niks anders as 'n geleentheid is om lekker te gaap en op ons horlosies te doen en dan verder te slaap nie. Dit kan so maklik gebeur dat ons gewoond raak aan al die slegte nuus. Dat ons nader begin dink dat die moord en die doodslag en die onluste en die pyn en die lyding in elk geval maar net weer sal voortgaan. Dit sal nie môre anders wees as wat dit gister was nie. En miskien is dit die waarheid. Miskien gaan môre nie anders wees as wat dit gister was nie. Want dit kan nie ons lewensingesteldheid raak nie. Dit kan nie ons lewensingesteldheid raak dat ons nader aan sê, ag, dis nie eens die moeite werd om te probeer kyk waar die lig is nie. Om die lig van Jesus Christus raak te sien. Kersfees, broer en suster, wil ons juist wakker maak van daardie rustige slaap wat ons gehad het, om ons gereed te maak vir hierdie nuwe dag wat aan die kom is. Die engele het weliswaar gesê vrede op aarde, maar eintlik is Kersfees nie 'n oproep tot vrede nie. In 'n sekere sin is Kersfees 'n oorlogsverklaring. Eintlik wil Kersfees vir ons kom sê, staan op, maak gereed, die stryd lê voor, dra die lig in op die plekke waar die duisternis nog nie oorheers, waar die lig nog nie skyn nie. Liefdes, dis ons werk. Ons word dit nie gegee as ons sê dat ons Christene is, volgelinge van die Here Jesus is, word dit ons nie gegee om ons te verlekker in 'n diep geestelike slaap nie. Dan word ons opgeroep om die duisternis te gaan. Almal van ons het seker al te doen gehad daarmee dat sekere mense in 'n huishouding vroeg opstaan terwyl die res van die mense nog slaap. Miskien een of ander afspraak of iemand wat moet werk toe gaan of wat ook al. En dan word alles saggies gedoen. Maak seker dat die mense, die res van die huishouding nie wakker geraas word nie. En as iets gebeur, iets val per ongeluk, dan hoor ons baie vinnig dat iemand sê, bly stil, kan jy nie sien, ek slaap nog nie. En so gaan dit ook dikwels in die wêreld. As ons as gelowiges net 'n bietjie te veel geraas maak, as ons net 'n bietjie te veel praat oor Christus, as ons net 'n bietjie te veel die lig van Jesus Christus in die duisternis wil laat skyn, dan is daar vinnig iemand wat vir ons sê, bly stil. Kan jy nie sien? Dit is nog nag nie. Kan jy nie sien? Ek slaap nog nie. Maar broer en suster, dit is nie meer nag nie.
Romeine 13 sê vir ons dat die uur aangebreek het, dat ons moet wakker word. Die nag is byna verby. En alhoewel geen wekker gewild is, as mens nog lus is vir slaap nie, sal ons eenvoudig moet opstaan en sal ons moet sorg dat mense wakker gemaak word van hulle rustige slaap. Dalk wonder jy, maar wat is die verskil? Wat is die verskil tussen die een wat wakker is en die een wat op slaap? Die antwoord vind ons daar in vers 8 tot 11 in Romeine 13. Dit gaan alles oor die liefde. Die een wat slaap, het nog nie kennis gemaak met die God van liefde nie. En daarom is dit vir hulle onmoontlik om werklik daai liefde uit te leef in die wêreld. Die wat wakker is, sê Paulus vir ons, besef dat hulle nie skuld is by hulle medemens. Hulle skuld liefde. Lees dan vers 8, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. In vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Wat is die verskil tussen die lig en die duisternis? Die nag word by uitstek gekenmerk deur liefdeloosheid. Al die verskriklike goed wat gebeur in die wêreld en in die wêreldgeskiedenis en die dinge wat in ons land gebeur wat verkeerd is. Alles, sê Paulus, kan teruggevoer word na hierdie een ding toe. En dis 'n gebrek aan liefde. Dan kyk maar weer, hoeveel mense is in die afgelope 24 uur aangerand, besteel, vermoor, verkragt. Want dit is hoe die nag lyk. As die liefde nie daar is nie, dan gebeur hierdie dinge. Dis die kenmerk van die nag. 'n totale gebrek aan liefde. En dan lui die wekker. Die Kersfeeswekker. En daai Kersfeeswekker roep ons op tot onvoorwaardelike liefde. Dieselfde liefde wat Christus vir ons gehad het, toe hy daar in die stal in Bethlehem gebore is. En hy sê, dit is wat in ons lewens moet gebeur. Daar waar die liefde die boot invoer, daar breek die dag stelselmatig deur. Ons soek verniet in die wêreld, broer en suster, na die liefde van Christus. In die wêreld gaan ons dit nie kry nie. In die wêreld oorheers haat en selfsug en oorloë en vyandskap. Want dis alles die kenmerke van Satan daardie. Satan leef van al sy glorie in die wêreld. En daarom sal Kersfees altyd 'n stukkie pyn by die gelowige opwek. Omdat ons besef dat daardie vrede wat aangekondig is met die geboorte van Jesus Christus nog so onsigbaar is in die wêreld. Omdat ons glo in Jesus Christus so diep bewus raak van die kontras tussen die lig en die duisternis. Ons weet wat in die lig moet gebeur. Ons weet hoe dit moet wees. En ons kyk rondom ons en ons sien so dikwels die teenoorgestelde raak. Maar terselfdertyd besef ons, die lig het aangebreek. Die lig het gekom. Die vrede van Jesus Christus het gekom. En daardie vrede, daardie liefde van Jesus Christus, loop juis die afgelope 2000 jaar saam met ons. En daarom hang dit van ons af of daardie vrede gestalte gaan vind in die wêreld. As ons gaan verkies om te slaap, as daai wekker afgaan, as ons ook op hierdie Kersdag vir mekaar sê, ag wat, môre gaan maar weer
weer dieselfde wees as wat dit gister is. En ons gaan maar net aan met ons lewe. Dan gaan die vrede van Christus net op 'n klein plekkie eintlik al begin deurbreek. Op 'n beperkte plek en onder 'n beperkte aantal mense. Maar as ons gaan opstaan uit die slaap uit, as ons onsself gereed maak vir die groot geveg, gereed om die duisternis met die liefde van God te beveg, miskien gaan daar dan iets van hierdie vrede wat met die eerste Kersfees aangekondig is, begin deurbreek in die wêreld. Miskien het jy dit oorweeg om die Kersfeeswekker dood te druk, sodat jy rustig verder kan slaap. Mag ek jou herinner aan die woorde van Paulus in Romeine 13 vers 11 en 12. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word. Want die tyd, die kairos van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Kersfees is my en jou oproepinstruksies om die lig te laat deurbreek in hierdie wêreld. Mag ons dit ernstig opneem, ook vandag. Amen. Here, as ons om ons kyk, dan is dit so dat ons meer duisternis baie keer raak sien in die wêreld as lig. En tog, as ons mooi kyk, as ons met u oog kyk, dan sien ons wel dat die lig besig is om deur te breek. Dat die lig daar eerste Kersfees deurgebreek het in die wêreld. Dat die eerste Kersfees 'n radikale verskil in die wêreldgeskiedenis gemaak het. En Here, ons vier dit vandag, meer as 2000 jaar later, maar nog steeds met die verwagting dat die lig uiteindelik die duisternis sal oorheers, dat die vrede van Jesus Christus al hoe meer sigbaar sal word in hierdie wêreld. Here, ons bid dat u vir ons agente van u vrede sal maak oral waar ons gaan. Dat die duisternis verdryf word deur die lig wat ons uitdra in die wêreld. In Jesus